Goed. Nou, dis in jou handboek op bladsy 96, algebraiese vergelykings. Nou, eers wil ons gou 'n paar begrippe wat ons al reeds baie oor gepraat het, net gou weer vas lê en seker maak julle help nie ek praat van iets en jy weet nie waarvan ek praat nie. So ek net gou sekere begrippe gou met julle deurgaan weer, hersiening. As jy na daai uitdrukking kyk, daai noem ons daardie tweetjie wat daar bo hang, noem ons 'n eksponent. Die eksponent is 2. Daai noem ons grondtal en ons het ons al vir mekaar gesê ook dit is ook staan ook bekend ons praat baie van die veranderlike, né? Plekhouer. Dit kan 'n A gewees, dit kan 'n B gewees, dit kan 'n Z gewees het. Right. Daai is dan jou koëffisiënt. Goed. Hierso sê ek let wel, eksponent 2 is net die eksponent van 2 is net oor die x. So dis nie oor die 3 ook nie. En daarom sê dit maar slegs dit is 3 maal x maal x. Die eksponent van 2 sê dat ek x 2 keer met homself ek maal hom met homself 2 keer. Goed. Nou hierso is nog 'n uitdrukking. En dan voor ons aangaan, onthou nou weer wat bindterme saam en wat skeidterme. Ek weet julle ek sê dit baie, maar ons meer as dit sê hoe meer begin ons dit onthou en verstaan. As ek iets teenoor mekaar skryf, dan beteken dit sê maar ek skryf 3x soos hierbo. Dan beteken dit daai 3 word gemaal met die x, né? So maal en deel en hakkies bindterme saam tot een term, plus en minus skeidterme. So hierso is 'n minus en 'n plus en 'n minus, hulle skei die terme. So hierso as ek moet gaan sê hoeveel terme is hierso 1, 2, 3, 4 terme. Alright? Nou, belangrik om te onthou, 'n algebraiese uitdrukking bestaan uit 3 hoofdele. Dit kan uit meer, ek kan nou 4 ene ook by sê, maar dit bestaan basies uit 3 hoofdele. Die een is, daar is altyd veranderlikes in, soos in hierdie geval is die veranderlike x, kon na kon 'n y of a of b of c ook in gewees het, né? Daar's veranderlike in, is 'n letter op 'n plekhouer wat van waarde kan verander. Alright. Dan het ons koëffisiënte daar in 'n uitdrukking. Voor hierdie ene is almoes 'n enetjie wat ek skryf nie, ons undercover agent, né? Hierso is minus 3, kyk die teken loop saam met hom. Hierso is 2, positief 2. En daar so daar is jou koëffisiënte. Sien julle kan ook sien ek het probeer om dieselfde kleure te maak, dat jy kan sien wat alles wat rooi is, natuurlik met sy teken is die koëffisiënt. Dan die eksponent. Die eerste term se eksponent is 5, die tweede term se x se eksponent is 4 en dan die derde term se x se grondtal se eksponent is 2. Dan sê ek maar net vir jou. Die eksponent is die mag verhef deur die veranderlike. Skus ek net gou terugkom hier na koëffisiënt, ek het vergeet nou maar net om te noem. Dit is 'n getal wat vermenigvuldig word met die veranderlike. Goed, en dan die laaste ding wat kan by wees, hy hoef nie daar te wees nie, is dan jy kan ook 'n konstante term hê. Dis 'n getal wat nie verander nie. Kyk, by x kan ek mos nou enige waarde insit en dan gaan my antwoord ons nou elke keer as ek 'n ander waarde by x insit, gaan ek 'n ander antwoord kry. Maar hier's nêrens 'n ander getal wat ek hier kan invoeg nie. 5 bly 5, -5 bly -5. So daai waarde bly konstant. Hy gaan nie verander nie. So ons noem dit die konstante term. Alright. Nou is dit onder die knie en seker is wat is 'n algebraiese uitdrukking. Nou gaan ons 'n bietjie kyk verder kyk. So hierso is 'n voorbeeld van nog 'n uitdrukking. Daar is een term, nog 'n term, soos 2 terme wat die 2 terme word geskei deur 'n plus. Right, daarso is 'n grondtal met eksponent van 2. Daai is my konstante term. Jy kry dit hier. Hierso is 3 terme. Okay? 1, 2, 3. Daai is 2 maal x en eksponent van 2 daarbo en hierdie 2 is die koëffisiënt. Daai is my grondtal. Jy kry nou die idee, né? Nou hierdie is 'n voorbeeld van 'n uitdrukking soos ek net gesê het. Maar sodra ons egter 'n is gelyk aan het met veranderlikes en of dan nou getalwaardes links en regs daarvan, dan praat ons nie meer van 'n uitdrukking nie, maar dan staan dit bekend as 'n vergelyking. Nou 'n voorbeeld van 'n vergelyking is dan soos byvoorbeeld 11 is gelyk aan 2x plus 1. Nou wat beteken 'n vergelyking? Presies dit wat dit sê. Die een kant is gelyk aan die ander kant. Dit kan die maklikste met 'n ou tyd se weegskaal of 'n wipplank verduidelik word. As jy nou hier gaan kyk in die ou tyd wat hulle gedoen het is, as jy byvoorbeeld gaan maalvleis koop in die slaghuis, dan het hulle van hierdie tipe heel regsbo, dit hulle sekere tipe ou tyd se weegskale gehad. So hulle het sekere gewiggies gehad waarvan hulle die massa weet. So sê net maar kom ons vat 2 kg. Nou gestel jy wil 2 kg maalvleis koop, dan sit hulle 'n 2 kg gewiggie. Net so aan hierdie kant, sit 'n 2 kg gewiggie aan die een kant. En dan bly hulle maalvleis oppak en hierdie kant sak. So jy's bly oppak tot die twee kante gelyk is aan mekaar. Dan weet hulle omdat die twee eweveel nou weeg. Aan die een kant het hulle mos hulle aan hierdie kant het hulle 2 kg gewiggie ingesit.
en hier het hulle normaal vleis ingesit, tot die twee gelyk is aan mekaar. Dan weet hulle, met al twee kante nou ewe swaar is, die een nie swaarder af as die ander nie, dan weet hulle, okay, jy kan 2 kg maalvleis in daai bakkie. So as jy nou na hierdie voorbeeld kyk, is sommer so denk soos dis mos obviously nie waar nie, maar jy kan nou hier sit hulle byvoorbeeld 3 mannetjies hierdie kant, 3 mannetjies daai kant, hy's maar stel om gelyk te wees, maar hier is 'n stoute mannetjie wat hier aan die ander kant hang, so dit maak dit 'n 4de mannetjie en dan sien jy hy swaarder, so hy trek swaarder af en hy lig daai op, né? Met 'n witplank, hier sien ons hier's 3 maatjies aan die kant en net een aan daai kant, dis hoekom daai enetjie daar in die lug hang. Okay. So ek het nou vir jou hierso net met veel ding fisies op te wys. Net so regtig ek net lekker kan sien. Ek wil ook 'n bietjie verder wegsit. Daar is net 'n bietjie min. Okay. So hier is amper so, hy lyk amper soos daai tipe van, hy werk soos die skaaltjie, hy lyk net heeltemal so nie. Nou 'n vergelyking werk is. Wat ek basies aan die een kant doen, moet ek ook aan die ander kant doen. Ek gaan net vir hierdie skerm vir 'n oomblik. Ek moet gaan nou terugkom na hom toe. Julle net bietjie beter kan sien. Okay. So wat ek graag wil hê wat julle moet besef en onthou hier, ek gaan nou net vir julle wys wat julle altyd gedink tot ons by hierdie punt gekom het. Daar's ander maniere ook om hierdie probleme op te los, maar ek het nou al 'n paar keer vir julle gesê. Onthou ons begin by die wiskunde by heel onder en dan bou ons die moeiliker, ek wil nie sê moeiliker, die ingewikkelder somme. Ons bou op die maklikes, ons maak sit goedjies by en dan raak al hoe meer lekkerder, nie moeiliker. Nog al hoe lekkerder, nee, dan kom meer goed by. Nou aanvanklik gesê, maar ek kan op 'n ou manier dit maklik doen sommer so in my kop. Dit is miskien so en is nie verkeerd nie, maar vra gaan somme wees wat later te ingewikkeld raak om dit net so vinnig in jou kop te doen. Dan moet jy die wiskunde agter dit verstaan. So, hoewel jy van hierdie maklike goed dalk nou in jou kop kan doen, probeer dit nou op 'n manier doen wat ek net wil wys dat jy kan inoefen, sodat wanneer ons die ingewikkelder somme kry, dan weet jy hoe om dit te doen. Dan gaan jy nie sukkel nie. Daai wat jy nou nie sommer net so vinnig in jou kop kan doen nie. Okay. So ek wil hê julle moet hierdie sien ook. Ek weet nie daai kyk ons nou spieelbeeldjie, nou mooi kop hou, maar die linkerkant en die regterkant altyd gelyk is van mekaar. Die oomblik as die een kant meer is as die ander kant, dan gaan hy mos nou so omvallik amper so een kant toe val. So as ek hierdie kant 1 bysit, kyk wat gebeur. Ons sak af. As ek nou hierdie kant weer 1 bysit, jy net so kans, dan balanseer hy. So die een oomblik toe ek aan die een kant 1 bysit, toe raak hy swaarder, toe sak hy, maar die oomblik toe ek aan die ander kant ook 1 bysit, al twee kante is nou 1, dus hy gelyk. Okay? Kom ek sit nog enetjie by. Nou gaan ek aan hierdie kant eers 1 bysit. Oepsie. Okay. Dan val hy sommer op die grond. En dan sit ek nou enetjie hierdie kant by. Geen kans. En nou is hy ewewig. Hy's gelyk. Albei kante het eweveel van hierdie blokkies aan. So hulle weeg ewe swaar, so die linkerkant is gelyk aan die regterkant. Okay. So wat sê ons mekaar daardeur? Ek wil hê jy moet 'n vergelyking sien. Onthou daar het net ietsie gestaan aan die linkerkant en dan ietsie gestaan aan die regterkant van die is-gelykant. So ek wil jou hê met jou verbeel hier is 'n is-gelykant reg in die middel. En wat ook al die kant gebeur van die is-gelykant, moet ek altyd daai kant ook doen. So hier is nou 2 blokkies hierdie kant en hier's 2 blokkies die kant. As ek nou hierdie kant maal met 3, hoeveel blokkies gaan hierdie kant wees? 2 maal 3 is 6. Kom ons sit gou 6 blokkies op. Nie ekstra 6 nie. Daar's klaar 2. 3, ek kan net stel ek nou los 4, 5, 6. Okay, ja, is nog baie swaar. Ek val amper van my tafel af. Okay. Nou het ek gesê dis is gelyk aan die middel. Vir hierdie om gelyk te wees aan mekaar, wat ek aan die regterkant doen, moet ek ook aan die linkerkant doen. My regs. Ek weet nie hoe lyk hy nou vir julle op julle skerm of gaan hy by julle lyk nie, maar hier is my regterkant. So. Ek het nou 6 blokkies hierdie kant. So ek het die 2 blokkies het ek gemaal met 3, dit ek 6. Nou hier is 2. As ek hierdie kant gemaal het met 3, dan moet ek daai kant maal met 3. So nou gaan ek maal met 3, dan kry ek weer 6. 3, 4, 5, 6. Gelyk aan mekaar. Sien jy? Nou sê ek, okay, kom ek vat 1 blokkie hierdie kant weg. Gaan 1 blokkie die kant wegvat. Minus 1. Oeps, wat moet ek doen? Minus 1 hierdie kant. Nou is dit gelyk. Nou gaan ek sê, kom ek plus 2. Dan gaan 2 hierdie kant plus. En 2, oeps. Wat moet ek hierdie kant doen? Juist, 2. Wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen.
Dan hoeveel weer gelijk. Nou is die een kant gelijk aan die ander. Hoeveel het is hierso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoeveel het ek hierdie kant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou sê ek, kom ek vat hierdie kant 3 weg. Ek het minus 3 hierdie kant. Wat ek aan die een kant doen, moet ek altyd ook aan die ander kant doen. Nou gaan ek minus 3 hierdie kant. Nou sê ek weer gelijk. Kom ons sê ek gaan minus 2 hierdie kant. Minus 2 hierdie kant. Ek vat 2 weg. Minus 2. Wat gebeur? Oeps. Ek het twee kante gelyk aan mekaar nou. Is hulle ewe swaar? Is hulle ewe swaar? Is die kante gelyk aan mekaar? Nee, hy's nie in ewewig nie. Hierdie kant is baie swaarder as die kant. Ek het 2 hierdie kant afgetrek geminus en ek het nie 2 hierdie kant afgetrek nie. Dit sê hulle was gelyk. Toe vat ek 2 weg. Nou is die twee kante nie meer gelyk nie. So om weer gelyk te kry, moet ek nou weer 2 hierdie kant wegvat. Okay, so julle het gesien ek het gemaal. Ek kan nou dat ek nie regtig 'n voorbeeld gedoen van deel nie, maar jy kon net so wel gedeel het. Ek het geplus aan albei kante, ek het geminus aan albei kante, maar wat ek ook al aan die een kant doen, moet ek presies dieselfde aan die ander kant doen sodat die twee in ewewig bly. Anders is hierdie twee kante nie meer gelyk aan mekaar nie. Want hier is mos 'n is gelyk aan in die middel. Hierdie kant is gelyk aan die kant. As hulle nie gelyk is aan mekaar nie, vat een hierdie kant weg, dan kan ek nie meer 'n is gelyk aan die tussenin sit nie. Ek sê net later wys hoe lyk daai teken wat wys dat dit nie gelyk is aan mekaar. So die twee kante is dan nie meer gelyk aan mekaar nie. Maar as ek is gelyk aan in die middel het, moet ek hulle gelyk maak aan mekaar so. Goed. As ek aan die een kant een wegvat, dan moet ek dieselfde aan die ander kant. Ek dink julle kry nou die idee. So, kom ons gaan gou terug net gou hierdie berg uit dit vat uit. Ja, wanneer jy hierdie somme doen van die vergelyking, wil ek altyd hê jy moet vir jouself so oudtydse skaal of 'n wiplank in gedagte hou. Dan gaan hierdie werk vir baie meer sin maak. Okay. Goed, so kom ons gaan weer terug na daai slide toe waar ons was. Okay, so dis so gewees. So wat ons het vir mekaar gesê, wat beteken 'n vergelyking? Van my pointertjie aansit, waar is hy nou? Waar is hy? Wat beteken 'n vergelyking? Presies wat dit sê, die een kant is gelyk aan die ander kant. Dit kan die maklikste met 'n oudheid soos ek gesê weegskaal op 'n witplank verduidelik word. Nou, omdat daar 'n is gelyk aan is, moet die linkerkant altyd gelyk wees aan die regterkant. Daarom, as ek 3 links bytel, moet ek 3 regs bytel. As ek 2 aftrek regs, moet ek links 2 aftrek. As ek 4 links deel, moet ek 4 met 4 regs deel. Dit is gelyk aan toon dus dat albei kante altyd gelyk moet wees. Ons kyk weer na 'n voorbeeld. Dieselfde voorbeeld van die vorige slide, né? So hierso sê ek 11 is gelyk aan 2x plus 1. Voordat ons aangaan, kom ek sê gou vir julle hoe julle nog altyd gedink het dit. Voor ons nou vir julle hierdie verduidelik het van die skaal wat altyd dieselfde moet wees. Jy sou byvoorbeeld gesê, hierdie dinge en alles sommer in jou kop, dan sê jy, okay, ek weet nie wat hierdie moet wees nie, maar hierdie moet 'n getal wees, dat as ek 1 bysit, moet ek 11 kry. So wat plus 1 gaan vir my 11 gee? Dan sê ek, gins, maar dis maklik. As ek 10 hier het, en ek tel 1 by, dan kry ek 11. Okay, so nou weet ek hierdie 2x moet 10 wees. Nou, ek moet ietsie, ek weet nie wat daai ietsie is nie, moet ek met 2 maal om 10 te kry. Wat is daai ietsie? Ag, dis maklik, 5 maal 2 gaan my 10 gee. So ek kan weet as daai een is 5, né? So dit is hoe jy dit nog altyd gedoen het. Jy het miskien nou nie so tegnies oor dit gedink het, dit het sommer net outomaties gekom, maar dis min of meer hoe jy dit altyd uitredeneer het. Nou kan ek vir jou wys hoe jy dit wiskundig kan gaan uitwerk op nog 'n manier. Ek wil nie eintlik sê daar is nie 'n wiskundige manier nie, maar hier is nog 'n manier. Kyk, hier is 'n eenvoudige sommetjie, dit raak later, so ek sê raak dit lekker dit. Sê dit raak ons sommetjie. Okay. So ons weet dat albei kante gelyk is aan mekaar en onder die linkerkant, want daar is gelyk aan. So hulle moet gelyk wees aan mekaar. Nou met die linkerkant vir ons toon dat dit 11 is, moet die regterkant ook uiteindelik optel of uitwerk tot 11. Hierdie kant moet gelyk wees aan 11 en daai kant moet gelyk wees aan 11. Dit help ons om die waarde van die onbekende, in hierdie geval is die onbekende x, dit kon a, n, o, p, k, whatever gewees het. Ons kan nie o gebruik en dit lyk soos 0, ons kan nie 11 gebruik en dit lyk soos 1, maar jy kry die idee, né? Dis 'n plek houer. So dit help ons om die waarde dan van die onbekende x te vind. Om die waarde van x te kry, moet ons vir x alleen aan die een kant kry.
Kyk gou na hierdie voorbeeld. Ek gaan eintlik voor ook as ons op my kos ek nou vorige voorbeeld. Ekskuus. Ek gaan myself in hierdie geval. Maar ons ek hierdie voorbeeld. So kom ons kyk vanaand. Ek gaan gou hierdie wegvat. Dan gaan ons na 'n ander skermpie toe. Ja. Met daai dan moet ek net onthou wat ons eintlik is 11x. Oepsie. Die weg. Kan sien. Goed. Hy is so sensitief besig. Dit is super sigtig wat die skermpie van my. Nie altyd nie so lekker saamwerk nie. Right. Ons sê. So, kom ons sê daai ene was ons nou gewees. 11, nou moet ek maar onthou, is gelyk aan 4x plus 1. Maar reg nou was dit so gewees. Okay. Nou ek het gesê ons wil op die einde wil ons vir x alleen in een kan hê. Dis waar ons van mik. Okay? Ultimately, sies vir my Engels, dit is net so kos vir x alleen in een kan. Nou, hoe gaan ek vir x alleen in een kan kry? Ek gaan eers moet ontslaa raak van hierdie plus 1. Okay? Hoe kry ek hierdie plus 1 weg? Ek gaan net sê minus 1. 1 appel. Hoe kry ek weg? Ek vat hom weg. Ek trek hom af. Dit is minus 1. Maar wat het ons net op mekaar gesê? Ons weet met vergelykings. En as ek in die een kant 1 wegvat, dan moet ek in die ander kant 1 wegvat. So, ek skryf so gewoonlik hier langs die kant wat ek besig is om te doen. En kom ons maak so. Dis nou ook as jou kantlyn hier wat ek aan trek, né? Okay. So nou, ek gaan minus 1 aftrek. Minus 1. Maar wat ek in die een kant doen, moet ek ook in die ander kant doen. So hierso, aan die linkerkant, het ek 11. En nou gaan ek 1 aftrek. Want ek wil maar daar so 1 aftrek. Goed. En wat ek in die een kant doen, moet ek ook aan die ander kant doen. Daar is 'n plus 1, ek wil hom weg hê. Dan trek ek 1 af. Ja, ek het nou albei kante het ek nou 1 afgetrek, want wat ek in die een kant doen, moet ek in die ander kant doen. Nou gaan ek sê, right? 11 minus 1 gee vir my 10. Dan hier is 2x plus 1 minus 1. Daai 2 is mos saam 0 en dan 0 plus 2x bly 2x. Goed, ons vorder x is al amper alleen. Maar hier is nog 'n simpele ou 2 wat aan hom vassit. Nou moet jy onthou, ek gaan nou weer as ek nou by die skyfies is, gaan ek weer daardeur gaan of jy mooi verduidelik stap vir stap. Ek het myself nog net 'n bietjie vooruit gehard, maar as hy vas in mekaar sit, beteken dit maal. So as ek nou vir x wil alleen aan een kant hê, gaan ek die inverse berekeninge elke keer gebruik. Jy sal sien hier staan plus 1, so die inverse berekening vir plus 1 is minus 1. Hier staan maal 2, so die inverse berekening om vir x uiteindelik alleen te kry om daai 2 weg te kry, moet ek deel deur 2. Juffrou, hoe het ek geweet ek moet deel deur 2? Want onthou, kom sommer so net in die kant van skryf. Dis iets om te onthou. Enige getal verdeel deur homself, gee ons altyd vir my. Yes, dis reg. 1. Enige getal gedeel deur homself is 1. En 1 maal x gaan vir my gee x. En as ons skryf as jy enetjie voor, ons weet hy's daar, skryf hom net. So, as ek nou albei by onthou wat ek regs doen, moet ek links op doen. So as ek nou albei kante met 2 gaan deel, dan gaan dit as volg, want ons is besig met 'n vergelyking. So as ek hierdie kant deel, moet ek hierdie kant deel en dan die hele tyd gelyk hou aan mekaar. So nou gaan ek sê albei kante dwars deur gaan ek deel deur 2. So dit gaan vir my gee, dan gaan hierdie 10 aan die linkerkant gaan ek moet deel deur 2. Ek nou wys ek vir hierdie klaar skryf. Goed, ek gaan sê 10 gedeel deur 2 en ek gaan sê 2x gedeel deur 2. Nou, sien ek. Hierdie 2 en daai 2 deel in mekaar in, dan kry ek 1. 1 maal x bly x. Daar's 'n enetjie, maar ek skryf vir my weet hy's daar, undercover agent, okay? En dan 10 gedeel deur 2 is mos 5. Voilà. So x is gelyk aan, daar's hy opgelos. X is gelyk aan 5. En soos ek al gesê het, wat lekker is van hierdie vergelykingssomme is, kyk as aklig as jy som doen, weet dan nie as jy eintlik reg is, jy wonder nou. Jy weet net wonder, jy kan gaan toets of jy reg is. Jy kan in die eksamen gaan kyk of jou antwoorde reg is. Hoe kyk ek dit? Ek gaan hierdie 5 nou x gaan instel daarbo. En dan gaan ek kyk, is die linkerkant dan nou werklik gelyk aan die regterkant? Want as dit nie is nie, dan is my som verkeerd. So dis wat ek nou gaan doen. So ek gaan net so 'n bietjie opskryf. En nou gaan stel ek hom in. En dan sê 11 is gelyk aan 2, wat moet x wees? Ja, ons het gesê x is gelyk aan 5, so hier sit ons dan waar x was, sit ons nou 5 in. Plus 1. 2 maal 5 is 10 plus 1
10 plus 1 is 11. Kyk net daar. Linkerkant is gelyk aan die regterkant. So dit sê vir my antwoord is reg, my oplossing is reg. Alright, so dis net gou so vinnig net as jy mag gaan nou vir nog enetjie gee, nog 'n voorbeeld op die slide. Ons gaan net gou terug daarna toe. Lees ons weer terug. Kom ons kyk van hoe lyk hy. Daar's wat hy nou. Okay. Ek dink net so 'n bietjie lank. So hier het ek nou nog 'n voorbeeld. Ek het 21 is gelyk aan 3x plus 6. So kom ons kyk gou hoe lyk dit, hoe werk dit. Eerstens, wat ek regs doen, moet ek onthou, sien ek het hom soms so gebold in pink. Wat ek regs doen, hoofletters moet ek links ook doen. As ek regs 3 bysit, moet ek links 3 bysit. Ons het mos net 'n mooi paar voorbeelde gedoen op daai skaal, né? Onthou die weegskaal. En dan voor ek nou aangaan, wil ek jou net herinner, kyk hierso. Onthou, my mikpunt is om die onbekende alleen aan die een kant te hê, want as ek hom alleen het, weet ek wat is sy waarde, kan ek sy waarde bepaal, né? In hierdie geval as die onbekende is nou x, so ek wil ultimately vir x alleen aan die een kant hê. So hoe gaan ek vir x alleen aan die een kant kry? Ek gaan eers van hierdie plus 6 wil ek nou ontslaa raak, né? So, en van daai plus 6 ontslaa te raak, gaan ek die inverse berekening gebruik. In plaas van plus 6 gaan ek nou 6 aftrek. 6 minus 6 gee ons my 0. 0 plus 3x bly 3x. Maar wat ek regs doen, moet ek links doen. So ek gaan aan albei kante 6 aftrek. Julle daar? Dit was 21 hierdie kant gewees. Dit was 3x plus 6 hierdie kant. Ons moet dan nie rooi wees nie, maar in geval. So nou trek ek albei kante 6 af. Dan 21 minus 6 wat my gee 15. Hierdie kant het ons gesê is 0 as ek daartoe uitwerk. Nou 0 plus 3x bly 3x. Goed, nou is x ampertjies alleen. Maar daar is nog 'n ou simpele 3 wat vas aan hom sit. As ek teen aan hom vassit, dan beteken dit 3 maal x. So om hom weg te kry, gaan ek die inverse berekening gebruik. Ek gaan deel deur 3. Nou het ek gesê, enige getal gedeel deur homself is altyd, let op, altyd 1. So 3 gedeel deur 3 gaan my 1 gee en 1 maal x bly x. En dan het ek vir x alleen. Maar wat ek regs doen, moet ek links doen, want diese is gelyk gaan en hulle moet altyd gelyk bly aan mekaar. So as ek hierdie kan deel deur 3, dan moet ek daai kan deel deur 3. So, nou gaan ek deel aan albei kante met 3. Onthou, enige getal gedeel deur homself gee altyd vir die antwoord van 1 en 1 maal x bly x. Daar is 'n enetjie voor hom, ek skryf hom nie. So nou deel ek aan albei kante deur 3. 15 gedeel deur 3 is 5. 3 gedeel deur 3 is x. So daar is my antwoord. X is gelyk aan 5. Ek sê daar vir jou die een is die ander kant uit en daar is 'n enetjie maar ek skryf hom nie. En dan heel laastens as jy klaar is, gaan kyk jy of jou antwoord reg is. Jy gaan toets hom. Jy gaan stel hom daar bo in. As ek nou 5 hier bo in sê, dan gaan ek sê 3 maal 5 is 15 plus 6 is 21. Jy gaan toets jou antwoord en jy kyk of die linkerkant dan gelyk is aan die regterkant. En as dit is, dan weet jy jou antwoord was reg. Okay. So die oplossing in hierdie geval vir x is 5. Of daai vergelyking is x is gelyk aan 5. Dan het ek hierso sommer so ek spots altyd sal sê dis my cheat codes, né? Onthou julle in wiskunde het ons altyd gesê, nie onthou nie, jy moet leer en jy moet onthou tot jy eendag uit die skool uit is, wil ek amper sê, in wiskunde is daar 'n volgorde van bewerking. Ons het 'n paar keer ingehamer hierdie jaar. Ons sê dis altyd hakkies van maal en deel in die volgorde wat voorkom en dan eers plus en minus. Maar wanneer ek vir x of die onbekende wil oplos, moet jy onthou, dan werk ons agteruit. Daai volgorde wat ek net genoem het, ons doen dan agteruit. Soos raak eers van die plusse en minusse ontslae. Dan gaan deel en maal ons waar nodig. En laastens as daar dan hakkies oor is, dan sal ons die hakkies uitsorteer. Right. Want as jy nou eers gaan deel, dan gaan jy want dan jy met al die terme deel, dan gaan jy begin foute maak. So die maklikste werk dan die teenoorgestelde van mekaar. Ons gaan eers plus en minus ontslae raak, dan die maal en die deel uitsorteer en dan die hakkies. So dis maar net hierso wat ek hier bedoel met die cheat code. Alright. So hier is al hierdie goedjies is omtrent so op bladsy 99 in jou handboek. Word daar ook verduidelik. Goed. Ons gaan uit. Nou, wat ek tot dusver nou vir jou sê, dis vir my baie belangrik dat jy dit verstaan, want dit wil ek amper sê is die kern van die wiskunde agter die oplos van vergelykings. Maar dan is daar 'n kort paar maniere en ons gaan nou na 'n paar van hulle kyk. Maar voor ons daarna kyk, gaan ek eers vir jou sê, wat is die terminologie wat hulle kan gebruik in 'n vraestel? Een van die dinge wat ek vir jou kan sê, ek kan vir jou so 'n vergelyking gee soos jy nou gekry het, en dan sal ek vraag sê, los op vir x, of los op vir n, of los op vir a, wat ook al die veranderlike is, dan beteken dit jy moet die waarde van x of a kry, jy moet basies die onbekende alleen aan die een kant kry, sodat jy sy waarde kan bepaal.
Maar 'n ander manier gestel om dieselfde ding te sê is nou is hierdie ding bietjie my pad. Ek het gevoel dat ek kan skuif. Dis ek plan die hele noise in my pad. Altyd so ja. Daar staan beskryf die vergelyking 4x plus 6 is gelyk aan 18. Indien ons x vervang met 3, dan gaan dit mos nou lees 4 maal 3 is 12 plus 6 is dan ons nou 18, hè? Dan is die regterkant gelyk aan die linkerkant. Al twee is dan gelyk aan 18. So ons sê dan die oplossing van die vergelyking is dan x is gelyk aan 3. So ek kan vir 'n eksamen sê kry die oplossing van die vergelyking. Dan moet jy basies dit vir x se waarde kry. Of ek kan vir sê los op vir x. Dan is dit x is gelyk aan 3. So dit is basies die oplossing van die vergelyking is dan dat daai x is gelyk aan 3. Dan moet jy net weer terugskryf. Goed. Nou kortpad maniere. Die eerste ene gaan jy nou sien is maar basies soos wat jy nog tot gedink het hoe jy die sommetjies opgelos het of voor ek nou vir hierdie gewys het wat jy die een kan doen, wat jy die ander kan doen. So jy sou byvoorbeeld jy kry die oplossing deur middel van inspeksie. Jy het net baie meer informeel gedoen. Nie so verskriklik gedink daaroor nie, nê. Sê nou maar ek het x minus 3 is gelyk aan 12 en jy moet my oplos deur inspeksie. Dan ons kan sien dat 15 minus 3 mos 12 is. Jy vra watter getal moet ek 3 as ek 3 aftrek kry ek 12 oor 15, né? So x is dan gelyk aan 15. Ons sien dus watter waarde vir x die vergelyking gaan waar maak en dan toets ons die antwoord deur die waarde van x te vervang en die berekening te doen. As die linkerkant dan gelyk is aan die regterkant, dan weet ons die waarde vir x was korrek geweest. En jy kyk, jy sê vir jouself, wat minus 3 gee vir 12? 15 minus 3 kom ek toets gou, yes, hy gee vir 12. So jy gaan jy wil ek amper sê nie raai nie, maar jy sê vir jouself, wat dink jy is die waarde? Jy stel hom aan, jy gaan toets hom en as hy waar is, dan het jy die antwoord, né? Dit is deur inspeksie. So dit is die een manier. Nou, in plaas van om te sê wat ek links doen, moet ek altyd regs doen. Dus ek gaan ek later wys, dit is eintlik wat jy doen. Jy weet goed wat jy doen, maar kom sê so. In plaas van dit te sê, wat ek links doen, moet ek regs doen. Verkies party mense my droomwêreld te glo. Daar was destyds 'n staaltjie wat die ou mense vertel het. Hulle het gesê dat as 'n seentjie onder deur 'n reënboog stap, dan raak hy dogtertjie. En andersom. Nee? Nou gebruik hulle daai selfde voorbeeld of beeldjie deur te sê as jy 'n plus onder deur die is-gelyk aan vat, dis soos die reënboog onder deur die is-gelyk aan vat, dan raak die plus 'n minus. En as jy 'n minus onder 'n negatiewe waarde onder deur die is-gelyk aan vat, dan raak hy plus. So, maar hier moet jy versigtig wees, want ek onthou nie eintlik daarvan om dit dadelik vir julle te leer nie. Dus ek kom ek eers die ander metodes vir julle wys. Want hierdie is slegs wanneer 'n term in sy totaliteit geskryf word onder deur die is-gelyk aan, 'n hele term. As ek net sê maar daar staan minus 2x en aan die ander kant is daar sê maar 4. Ek kan nie van sê ek vat die minus 2 om en hy raak 'n plus nie. Daai minus 2x is minus 2 is vas aan die x. Dit beteken hy is eintlik word eintlik gemaal met die x. So om weg te kry moet ek deel, want die een kan doen met die ander kan doen. Ek kan die hele minus 2x kan ek omvat saam, maar dan gaan die x ons nou saam doen, né? Die baie belangrik is versigtig, hierdie is slegs wanneer die term in sy totaliteit geskuif word onder deur die is-gelyk aan. Deur baie voorbeelde doen van julle mooi kan sien waarvan ek praat. So, kom ons kyk gou so twee voorbeeldjies doen. Die eerste enetjie, hoe ek gaan die tweetjies vir ons hier neerskryf. Word nie wys. X minus 4 is gelyk aan 8. En dan die ander enetjie is B se sommetjie is 12x minus 20 is gelyk aan 4x minus 4. Goed. En hierso wys dit maar net dit is op bladsy middag weer op bladsy 101 rond is hierdie ding wat ons hier sit. Goed. Dan wil ek net gou op die bord kom. Okay, kom ons kyk gou, ons doen gou eers vir A. So, die normale manier wat ek net vir jou gewys het, om vir x alleen te kry, staan minus 4, so om weg te kry, gebruik ek die inverse berekening, plus 4, so wat ek hierdie kant doen, moet ek ook hierdie kant doen, so ek van albei kante 4 bytel, en dan kry jy jou antwoord. Maar, nou het ek ons vir jou kortpad manier gegee. Behalwe nou die een wat jy nog gewoond was deur inspeksie, wat jy nog altyd gedoen het sonder dit agtergekom het. Ek praat nou van die een wat sê 100 deur die reënboog, 100 deur die is-gelyk. So kom ons kyk gou lyk hy. So, ek wil onthou nou weer ultimately wil ek vir die onbekende alleen aan die een kant hê. En ook onthou net, ek gaan aan die begin los ek julle so 'n bietjie dat julle nou net eers die een kom sê prinsip reg kry.
Maar onthou, ons wiskundige mense hou daarvan om altyd die onbekende links te kry. Is dit verkeerd as hy regs is? Nee, ons verkies net om hom altyd links te. Julle gaan later sien wat nou raak dit nie so seer saakie, maar later gaan julle verstaan waarvan wat ek bedoel. Goed. So eerstens gaan ek sê ek wil vir x alleen hê aan die linkerkant, so ek wil hierdie -4 wegkry. Nou vat ek hom onder deur die reënboog, onder deur die is-gelykant. So dan raak die -4 raak dan 'n +4. Nou sien ek 8 + 4 is gelyk aan 12. X is gelyk aan 12. Nou gaan toets ek my antwoord en ek gaan sê, okay, as x 12 is, 12, en daar in x se plek skryf ek dan 12, -4 is gelyk aan 8. Sê vir jouself, is dit so? As ek 12 het, en ek vat 4 weg, wat kry ek? Ek kry 8. En dan is die linkerkant gelyk aan die regterkant. Right, dit is maklik, nee. Goed, kom ons kyk hierdie ene. Hierdie is 'n bietjie langer sommetjie, B. Ek gou like hy, so, dis is 'n x, oeps, en hier is 'n x. Daar, dis nou waar dit al begin inkom. Onthou, my nommer 1 mikpunt is om die onbekende alleen aan die een kant te kry. En dan die maklikste is almal maar dieselfde werk. Nee, is nie verkeerd weer eens as dit aan die ander kant is nie, maar ons as jy self na gewoonheid gaan kry, gaan ons almal van jou goed baie meer soos wat ons sê soos die juffrou se lyk as ons merk, dan sit jy nie so om te sien waar jy fout is nie. Ek wil nou verstaan wat ek probeer sê. Goed. So hier is 12x. So nou wil ek daai ene ook hierdie kant op vat want ek soek al my x'e aan die linkerkant. So ek gaan sê 12x. Nou soek ek hierdie x op daai kant, so ek vat hom, dis 'n positief 4x, né? So om hom nou daai kant te kry, vat ek hom onder hierdie is gelyk aan en nou raak hy 'n -4x. Maar kyk baie mooi, ek vat die hele term oor. Ek vat nie net die 4 oor nie. Ek vat die hele term oor. En onthou nou nog ons het net al 'n paar keer gesê wat binterme saam, wat skeiterme, né? Hierdie twee is met mekaar gemaak 4 maal x, dus my vas is in mekaar en dis hoekom dit een term is. So ek vat die hele term oor, dit was 'n positief 4, ons skryf dit tussen nie, dan ek staan nie weet as positief. Vat hom onder hierdie is gelyk aan dan raak hy -4x. Goed. Maar nou is hier so ons wil hierdie -20 weg hê. So nou vat ons hom daai kant toe, vat hom onder hierdie is gelyk aan en dan raak die minus raak dit plus. Hier is reeds 'n -4, ons los hom daar. Maar nou vat ons net daai 20 ook oor en raak dit 'n +20. Sien jy die teken verander omdat hy onder hierdie is gelyk aan gaan. Goed. Nou kan ek sê 12x minus 4x is gelyk aan 8x. En hierdie kant het ek 20 minus 4 is 16. Nou gaan ek sê om vir x alleen te kry, hier staan 8 maal x, so wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. Om hom weg te kry, deel ek met 8. 8 gedeel deur 8 is 1, 1 maal x bly x. Maar wat ek hierdie kant doen, soos ek sê, doen ek daai kant op, so ek gaan, en hierdie is my kantlyn. Ek gaan dwars deur van ek deel met 8. 8 gedeel deur 8 en 16. 16 gedeel deur 8. 8 gedeel deur 8 is 1, 1 maal x bly x. 16 gedeel deur 8 is 2. Right? Nou kan ek hier gaan instel, gaan toets. 12 maal 2 is 24, minus 20 is 4. Dit is 'n 2 instel, 4 maal 2 is 8, minus 4 is 4, so die twee kante is gelyk aan mekaar. Jy kan dit toets op jou eie. Right. Dan wil ek net gou so vinnig ook vir julle wys. Dit is nou ons hierdie twee het ek nou gedoen deur die term onder deur die is gelyk aan te vat, dan verander die teken, hè. Maar kyk gou hierso. Dit is eintlik maar presies dieselfde as wat ons sê dit nou net van self op 'n storieetjie manier dat hy onder deur gaan verander die teken, maar wat het ons eintlik gedoen? Ons wou hierdie -4 weg hê, hè. En ek het net gesê wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant doen. So daai -4 weg te kry, gaan ek +4 hierdie kant. -4 plus 4 is mos 0. 0 plus x bly x. So ek gaan +4. Maar wat ek aan hierdie kant doen, moet ek ook aan daai kant doen. Kyk, daar het ek vir +4. So ek het albei kante het ek eintlik vir +4. As ek sê ek vat hom onder weer en sy teken verander, het ek eintlik aan albei kante vir +4. Alright. En dis dieselfde met hierdie. Ek sê byvoorbeeld ek wil die 4x vat ek onder deur raak hy -4x. Al wat ek gedoen het is ek het albei kante 4x afgetrek. As ek 4x hierdie kant aftrek, dan is dit 0 minus 4, maar dan trek ek hom hierdie kant ook af. En dis waar die -4x hierdie kant kom. Okay. En so eintlik na regte is dit dieselfde ding wat ek doen. Ons het net 'n storieetjie om dit vinnig in ons kop te verwerk, soos ek maar sê. Alright. Dan gaan ons gou terug na die skryfie toe. Nou stop share. Ek het nog een ietsie wat ek vandag wil bysit. Anders sal ek op 'n ander dag weer verder vat. Ja, hierdie. Goed. Dis dan daai twee se antwoorde. Okay. Nou onthou, as daar enige hakkies is wanneer ek sulke somme doen,
né? Ek gaan nou vir 'n voorbeeldjie wys. As dit hakkies is, dan moet ons in 'n vergelyking dan moet ek altyd eers die hakkies vereenvoudig. Right. So kyk gou hierso op uitvermenigvuldig, So, hierso het ek nou twee terme aan die linkerkant en ek het een term aan die regterkant. Jy onthou nog hakkies binterme saam, maal en deel, binterme saam plus 'n minus skeidterme, né? Nou, daar's een term, hy word geskei deur 'n plus. Hier is die ander term. Juffrou, hoekom is hierdie een term? Want daai minus hierdie twee word gebind deur hakkies en voor hom is dit 2 wat ek maal met die hakkies, daarom is dit een term. Hier is net een term want die hakkies bind daai twee saam met die 5 wat hom wat dit gemaal word met hom, wat hom ook dan saam bind. Maal, deel, hakkies, bind terme saam plus en minus skep. Okay. Punt 1, julle moet nou weer onthou natuurlik hoe maal 'n mens hakkies uit. Dit het ons ook in kwartaal 2 gedoen. Wat ook al voor die hakkie staan, moet ek met elke liewe term in die hakkie maal. So ek kyk van hierdie ene, hierdie 2, moet ek maal met die eerste term, wat 3x is. So 2 maal 3x gaan my gee 6x. En die 2 moet ek met die minus 7 maal, onthou die teken loop saam met hom. 2 maal minus 7 is minus 14. En oomblik as ek hulle daai 2 ingemaal het by die hakkies, dan kan ek die hakkies wegvat. Stel hierdie kant, hierdie 5 moet ek by die x maal, dan raak dit 5x. Raak met ook die 5 met die minus 2 maal. Dan raak ek minus 10 en dan is die hakkies weg. So kyk gou hierso, daar het ek die hakkies ingemaal. Die minus 6 bly daar. Hierdie 2 het ek met die 3x gemaal, dan raak dit 6x. Dan het ek die 2 ook met die minus 7 gemaal, dan raak dit minus 14. Dan hierdie 5 het ek gemaal met die x, dan raak dit 5x. Daai 5 met die tweede term binne die hakkie, maal ek met die minus 2, dan raak dit minus 10. Nou is die hakkies weg. So as die hakkies is, vermenigvuldig eers en verwyder eers die hakkies, hè. Deur te vermenigvuldig byvoorbeeld. Okay. Nou het ek ons gesê, ultimately wil ek vir x alleen hê, maar hele tokkie juffrou, hier's 2x'e. Fine. Nou moet ek hulle net almal aan die linkerkant kry. So hierdie 6x is klaar hier, ek kan nou hierdie 5x ook daai kan kry, maar die oomblik as ek die hele term onder die is kan vat, onthou julle die storie van die reënboog, dan verander is positief, ek skryf dit plus daai maak dit is doen. So onder die is kan vat, dan raak hy minus 6x minus 5x, en al hierdie getalletjies, hierdie normale getalle, konstante terme, wil ek nou weg hê. So ek moet hulle weer na die ander kant toe vat, na die regterkant toe. So minus 6 as ek hom onder die is kan vat, raak dit plus 6. Minus 14 as ek hom onder die is kan vat, dan raak dit plus 14. Kyk hoe lyk hy. En julle nou dit daai 6x was daar, ek het hierdie ene soontoe gevat, raak dit minus 5x. Nou is al my x aan die linkerkant. Hier was 'n minus 10, ek los hom daar. Nou bring ek daai minus 6 bring ek oor, dan raak dit 'n plus 6 en die minus 14 bring ek oor, dan raak dit plus 14. En nou gaan ek net optel en aftrek, so ek soortige terme. 6x minus 5x gaan wees gelyk aan x. Minus 10 plus 6 is minus 4, plus 14 is 10. So x is gelyk aan 10. Goed. Ja, dit is op bladsy 102 sê ek sal julle ook van hierdie oefeninge sien. So, as jy dalk net vir so 1 of 2 sommetjies doen, uit jou boek uit nee, ek kan nie dit nou doen nie. Ek wil eers sê, jy moet gou op jou eie 'n paar van hierdie sommetjies gaan doen. Al die sommetjies se antwoorde word vir jou uitgedeel en uitgewerk. En as daar enige verdere vrae is met die grootste liefde, asseblief vra, dan verduidelik ek vir jou. En onthou net, nommer 1 met 'n vergelyking met die oplossing vergelyking met nommer 1 my punt is, ek wil die onbekende alleen aan die een kant hê, die x of die a of die b, né? Wil ek alleen hê en ek wil hom verkieslik aan die linkerkant hê. Okay? Ja, en hoe kry ek hom alleen? Ek begin eers hierdie terme wat net gewone konstante terme het met 'n plus en 'n minus, ek wil hulle eers wegkry. Hoe kry ek hulle weg? Hierdie inverse berekening te gebruik. As daar staan plus 4, dan gaan ek nou minus 4, né? Maar wat ek aan die regterkant doen, moet ek aan die linkerkant doen. Wat ek aan die linkerkant doen, moet ek altyd ook aan die regterkant doen. Goed. Dan as die plus minus konstante terme weg is, nou gaan kyk na die terme waar daar miskien hakkies ons sorteer ons die hakkies ook voor die tyd so ver as moontlik uit. Dan gaan kyk is daar enige getalle is wat teen 'n x staan, by koëffisiënte. Dan bereken ons eintlik sê maar ons staan 4x, dan bereken ons 4 maal x. Nou gaan ek uit van 4 ontslae af want ek soek vir x alleen. So van 4 ontslae raak, as dan 4 maal x, so ek gaan die inverse berekening gebruik en ek gaan deel deur 4. Enige getal gedeel deur homself is 1. En 1 maal x by x, maar wat ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant doen. So as ek aan die linkerkant gedeel het deur 4, moet ek aan die regterkant deel deur 4. So daai is net altyd wat jy moet onthou. Wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. Ek wil net gou vinnig nog enetjie 'n voorbeeldjie vir jou doen, want julle is mos geneig om die oomblik as julle 'n breek sien, dan skrik julle vir julle boeg lank. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld van 'n breek. En ek gaan die videoetjie raak nou 'n bietjie lank, so nie te lank nog nie. Net so vinnig sê nou maar ek het
Was dit 3x plus 4. 3x plus ja, dan heb ik het hier zo. 2, dan heb ik hier zo. 5. Oké. So ietsie. Alright. Omdat as julle so breek sien, dan skrik julle vir julle boeklam. En dan net as ek, wanneer ek hierdie sommetjie wil oplos, onthou hierdie is een term hierso, né? Want hierdie deelteken bind hierdie saam, jy kan amper hakkies daarin sit, hy bind hulle saam. En omdat hierdie twee daarin gedeel word, hakkies maal deel, bind terme saam. Hierdie deelteken maak dat hierdie eintlik saam in hakkies gebind is. Ek het al vir julle gesê, as jy so deelteken sien, moet jy sommer klaar daai boonste in hakkies sit. Goed. So hierdie is een term. Nou om dit weg te kry, om vir x ultimately alleen te kry, wil ek hierdie 2 onder by die noemer wegkry. Maar nou gaan ek die inverse berekening gebruik. Hier staan gedeel deur 2, so nou gaan ek maal met 2. Net gou vinnig voor ek aangaan, onthou net, 2 kan ook geskryf word as 2 op 1. So ook 3 is 3 op 1. 100, 100 op 1. Miljoen, miljoen op 1. Ons skryf net hierdie 1 onder by die noemer, ons weet hy's daar. Enige getal wat nie 'n noemer het nie, het eintlik 'n 1. OK? So, ek gaan nou gaan en ek gaan sê, ek gaan die inverse berekening gebruik en ek gaan maal met 2. Maar onthou nou wat ons laas gesê het, wat ek aan die een kant doen, moet ek altyd aan die ander kant doen. So ek gaan dwars deur maal met 2. Nou ek gaan hierso. Hierso gaan ek 2 is dieselfde as 2 op 1. So ek gaan maal met 2, né? Maar wat ek die kant doen, moet ek ook die kant doen. So ek gaan hierdie kant maal met 2. Ek gaan hom nie nou op 1 skryf nie, want of ek nou op 1 skryf of nie op 1 skryf het, dit bly 2. Nou kyk gou hierso. Oomblik as ek so maal, dan sien ek 2 gaan homself in 1 keer, 2 gaan hierso homself in 1 keer, hulle twee deel mekaar in. So wat bly onderoor 1 maal 1 bly 1, 1 maal 3x plus 1 bly daai 3x plus 1. So dan aan die linkerkant bly net oor 2x plus 1 en hierso 5 maal 2 is 10. Sorry, nie 2x nie, 3x. 3x plus 1 is gelyk aan 10. En nou kan jy maar enige metodetjie gebruik wat jy wil. Jy kan sê ek minus albei kante 1, jy kan sê ek vir daai plus 1 onder deur die is gelyk aan altyd minus 1. So 3x is gelyk dan 10 minus 1. Nou is daai 3x amper alleen. As daai x amper alleen, ek wil net van die 3 ontslaan. As dan 3 maal x, so om weg te kry met ek die inverse berekening gebruik. Ek gaan deel deur 3. Enige getal gedeel deur homself is 1, 1 maal x by x. So ek gaan deel aan albei kante met 3. Goed. 3 gedeel deur 3, 1 maal x is x. En wat ek hierdie kant doen, moet ek hierdie kant doen. 10 minus 1 is 9. Dat ek hierdie kant verdeel deur 3, kom ons sit nou stap in. Dan ek hierdie kant deel deur 3. Alright? So hierdie kant gaan wees x, daar is 'n enetjie wat ek nie skryf nie. 9 gedeel deur 3 is 3, so my antwoord is x is gelyk aan 3. En nou kan ek hom gaan instel daar, as ek 3 daar insit. 3 maal 3 is 9 plus 1 is 10. 3 maal 3 is 9 plus 1 is 10. 10 gedeel deur 2 is 5. Ja, dan kry ek my antwoord. Goed, so moenie skrik as daar 'n noemer of 'n breek is nie. Dit kan selfs wees dat soos wat hy soos volg, ek dink een van die oefeninge is die noemer is die veranderlike. Alright? Dan moet ek nou net die noemer al wegkry. Nou kry ek hom weg hierdie teenoorgestelde berekening, die inverse berekening te gedoen het. Sien maar hier staan 3 op x is gelyk aan kom ons sê sommer interessant. 15. 15 op x is gelyk aan 2. Ons het 2. Ja. Ons maak dit 3. Okay. So nou sê jy vir enigste breekpunt 1 en x sit onder by die noemer. Eerste ding ek vir die x onder by die noemer wegkry. Hoe kry ek hom weg? Hierdie inverse berekening. Daar staan gedeel deur x, so nou gaan maal ek met x. Maar x is dieselfde as x op 1. So ek maal met x op 1, maar wat ek hierdie kant doen, moet ek daai kant op doen. So hierdie kant gaan ek ook maal met x. Ek gaan nou op 1 sit, ek weet dit is op 1, hè. So nou sê ek hierdie twee kanselleer uit, hulle deel mekaar in. So wat bly aan die linkerkant oor? Aan die linkerkant bly net 15 oor. En nou is x gelukkig weg daaronder, dankie tog. En nou daai selfde x moet ek ons daai kant op maal. So 3 maal x is 3x. En nou moet ek net vir x alleen kry, daar's dan 3 maal x, so ek gaan die inverse berekening gebruik en gaan deel deur 3. Enige getal verdeel deur homself. Ek gee vir my 1. En so daai is 1 en 1 maal x bly x. Daar is 'n enetjie, maar ek skryf hom nie. 15 gedeel deur 3 is 5. So x is gelyk aan 5. Nou kan ek hom daar gaan instel. 15 gedeel deur 5 is
3. My antwoord is reg. Alright, ek dink ons stop hierso vir vandag. Gaan na jou handboek toe, gaan terug na al die voorbeelde wat ons gedoen het, hou die antwoorde toe wat ek vir julle gegee het, doen 'n klomp voorbeelde op jou eie, merk dit, kyk of jy verstaan, jy verstaan nie, maak 'n afspraak met my of gesels met my, maar hoe meer jy hierdie goed kan inoefen, hoe beter. Dan merk jou werk, doen jou verbeteringe en ja, kry jou vragies agter mekaar. Sterkte en ek hoop julle kry dit sommer chop reg.